Baie welkom by vandag se oordeenking. Dit is 'n voorreg om saam met jou so 'n bietjie na te dink oor die Heilige Gees en hoe die Heilige Gees in ons lewens werk en hoe die Heilige Gees ons lewens transformeer. So ek wil jou nooi om vandag bietjie te dink oor hoe jy dink. Ek dink baie keer kom ons nie eers agter hoe groot rol ons denke en ons denkprosesse speel in ons lewens, in ons geloofslewens en ons verhouding met die Here nie. Ons wandel so bietjie die week met 2 Korintiërs 3 en vers 14 lees ons hierdie pragtige mooi vers. Hulle verstand was ook toe en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees. Maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in hom glo. Dit is nogal 'n lekker teks om oor na te dink, nê? So, het jy al iewers mooi stil gestaan by die vraag, hoe dink jy oor dinge? Het jy al opgelet hoe werk jou denkprosesse? Want elkeen van ons kom dit nie altyd agter nie, maar ons het 'n bepaalde manier hoe ons dink. Ons dink byvoorbeeld op 'n sekere manier oor goed soos ouerskap, of oor die huwelik, of oor kerk, of oor skool, of oor werk. En ons dink op 'n sekere manier oor die Here en hoe die Here lyk, en ons dink ook op 'n sekere manier oor geloof en hoe geloof werk. En al hierdie goed maak dat ek die wêreld en my verhoudings en my geloof op 'n sekere manier beleef. En Paulus praat hier in 2 Korintiërs 3 van 'n sluier wat weggeneem word vir iemand wat glo. En die verwysing hier is eintlik 'n baie diep teologiese gesprek wat hy aan die gang het daar in Korinte oor die wet. In die Ou Testament was die wet deel van hulle lewe. Dit het eintlik die hele wêreld oorgeneem. Dit was 'n sekere manier van hoe 'n mens godsdiens gehou het en hoe 'n mens gedink het oor God en waar God is en wat 'n mens moet doen sodat jy in die regte verhouding met die Here is. En nou sê Paulus, maar nou is die sluier weggeneem. Ons kyk nou eintlik beter, ons kyk volkome, want die Gees bly nou in ons. En ons lewe nou op 'n nuwe manier. Ons vir alle praktiese doeleindes weet beter, sê hy. En wat beteken dit? Wat beteken dit om anderster te dink? Dalk ken jy daai ander teks waar Paulus in Romeine 12 sê, laat jou lewe 'n lewende offer wees vir die Here wat vir hom aanneemlik is. En dan sê hy, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat die Here toe om jou denke te vernuwe. Dit is altyd vir so 'n interessante opmerking wat Paulus daar vir ons Romeine 12 sê. En hoekom sê hy dit? Hy sê dit want hier was hierdie hele godsdienstige raamwerk waarmee mense gesukkel het om oor te gaan om te verstaan hoe werk die Here nou nadat Jesus vir ons aan 'n kruis gesterf het. Hoe werk hierdie ding dat die Heilige Gees in my woon en dat die Heilige Gees deur my werk? En dis die eerste ding wat Paulus vir hulle leer in Romeine. Hy sê vir hulle, skielik hoef ek nie meer 'n tempel toe te gaan om die Here daar te kry nie. Die Here is nie net eenmal 'n jaar beskikbaar vir die hoëpriester nie. Die Heilige Gees woon nou in jou. Jy is nou die tempel. Jy is die een waar die Here bly. Die Here is teenwoordig by jou. En dan sê hy, die tweede ding wat jy jou kop om bietjie moet kry is, voorheen het mense altyd offers na die tempel toe gevat. So as jy die Here wil gelukkig hou, dan moet jy nou 'n klein duif of 'n offergawe soos graan of so vat, en dan het jy gereis tot daar in Jerusalem by die tempel, dan het jy dit daar neergesit, en dan het jy gesê, Here, hierdie is my offer, sal nie my seën asseblief. En nou sê Paulus, nee, jy moet nou jou kop verander, want die Heilige Gees woon in jou. Jy hoef nie die Here gelukkig te hou nie. Jy, jou hele lewe is nou 'n lewende offer. Voorheen was daar dooie offers vir die Here gebring, maar nou is jy is die lewende offer. Jy is vir alle praktiese doeleindes die aanbidding. Jy is die heilige een. Jy is die een waar die Here kom bly. Jy is die een wat heeldag met hom kan praat. Jy is die een wat al hoe meer word soos hy jou wil hê. Jy is geroep. En nou moet jy anders dink oor jouself. In daai tyd was dit moeilik. Miskien is dit vandag ook nog vir jou moeilik. Dis eintlik 'n proses, sê die Here, wat jy stelselmatig al hoe meer begin, dat die Gees jou help om nie soos die ou jy te dink nie, maar om soos 'n nuwe jy te dink, om te groei, om 'n plek te kom in jou lewe waar jy die aanbidding word soos wat jy elke liewe dag leef.
En verder in Romeine dan sê Paulus, nou die Gees 'n wonderlike ding gedoen in jou lewe. Die Gees het vir jou gawes gegee. En daai gawes word nou al hoe meer sigbaar as jou kop reg is. As jy reg dink, as jy weet, die Here woon in my, die Gees woon in my, ek is totaal en al die Here se offer elke dag deur ek doen, dan word gawes iets waarmee ek diensbaar is. Iets waar die liefde van die Here uitkom, waar die Gees se vrug gesien kan word. En dan begin jy anders te dink oor wie die Here is, jy begin anders te dink oor wie jy is, jy begin anders te dink oor hoe die Here werk, oor wat beteken roeping. Jy begin heeltemal anders te leef elke liewe dag. En dit is eintlik wat ons jou wil nooi om hierdie week oor na te dink. Is wat doen die Gees in jou lewe? Die Gees doen baie dinge. En een van die belangrikste goed is, die Gees help jou om anders te dink oor die lewe. Om anders te dink oor wie jy is, oor waar God se teenwoordigheid is en hoe gawes en roeping 'n wonderlike manier word waarop jy eintlik op elke manier vandag, daar waar jy gaan wees vandag, 'n offer kan wees vir die Here. So ek vir jou nooi, word dalk bietjie stil, raak bietjie bewus van hoe jy dink oor God, oor jouself, oor wie jy is, oor wat dit beteken om 'n Christen te wees. Kom ons bid saam vandag. Here, ek bid dat U my denke sal vernuwe. Dat die sluier van die wet oor my gelig mag word, sodat ek die vryheid van die Gees kan beleef en kan sien in my lewe. Amen.